Vriende, broers en susters, baie welkom en hartlike goeiemôre. Vandag is nou Hemelvaart. Vir ons in die lewe van die kerk is dit 'n baie groot, mooi geleentheid, 'n grootse dag wat ons herdenk. Nou ja, die dae verskil nou soos wat dit nou in die verlede was, dat dit nou nie meer 'n amptelike vakansiedag is nie. So ek wil net aan die hand van 'n baie kort video geleentheid sommer net saam met jou voor die Here stil word en vanmôre sommer net 'n gedagte of twee met jou deel en wat ek hoop dat dit vir jou ook sinvol, waardevol en seënvol sal wees. Maar voordat ons begin, kom ons bid net eers saam. Here, dankie vir hierdie dag. En hierdie dag wat ons ook weet eendag weer gaan plaasvind, maar anders as die eerste keer. Eerste keer het U weggegaan, die tweede keer gaan U terugkom. Seën vir ons as ons sommer net so 'n paar oomblikke vanmôre stil word, om hierdie dag in herinnering te roep. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, die diere is ook hier so rond, so ja, verskoon maar. So in Lukas hoofstuk 24, die einde van die hoofstuk, daar kan jy nou maar gaan lees oor die hemelvaart van die Here Jesus. En soos wat ek so pas in my gebed van melding gemaak het, dat die Here in die hemel voor hulle oë weggeneem is. Nou, met 'n geleentheid soos hierdie wat 'n omwenteling in 'n mens se lewe, en ek vermoed in die disippels se lewens teweeggebring het, is dat net soos met die kruisdood sterwe van die Here Jesus, dit vir hulle 'n omwenteling was, want die man wat saam met hulle geleef het, wat hulle mee saam geloop het en wat hulle baie dinge gesien het, is toe deur die dood van hulle weggeneem, en dit was vir hulle 'n krisis. Nou met die hemelvaart, dan kom gee die Here ook maar net weer sy belofte, soos wat hy maar deurgangs in die Bybel doen, gee sy beloftes, en dan sê hy vir sy disippels, dat hy sal by hulle wees, die Gees sal kom, en op die manier sal hy dan elke dag by hulle wees, totdat hy weer op die wolke verskyn en terugkom na die aarde toe. Nou, vir my en vir jou is dit ook dan nou maar 'n ding van hoe nou? Hoe gaan 'n mens aan met jou lewe? En wat is dit wat die Here van 'n mens se lewe ook verwag? Nou, die enkele goed wat ek met jou gaan deel, daar's ongelukkig nie tyd om by dit alles stil te staan nie, maar as ons vir mekaar in persoon moet, dan kan mense altyd daaroor verder gesels. Maar daar's twee dinge ten minste wat ek met jou wil deel. Die eerste is wat iemand gesê het, as hy die hele lewe kan opsom, dan is die lewe vir hom eintlik net 3 woorde. En dit is, die lewe gaan aan. Life goes on. Nou, die Here Jesus is op die wolke weggeneem en nou moet die lewe aangaan. Maar die disippels het ook verstaan wat dit is, wat die Here wil hê, wat hulle moet doen en hoe die lewe moet aangaan. Die tweede ding wat ek met jou wil deel, en dit is 2 woorde. 2 woorde wat ons goed ken, maar die 2 woorde moet ons met mekaar in verband bring. En hulle saam lees, veral vir ons as gelowiges. Die 2 woorde uitsien, dit is wat ons nou vandag doen, is ons sien uit dat die Here weer moet kom. Dit moet lewend in ons wees. Maar die woord wat ons daarmee saam lees, is uitkoms. So ons sien nie net uit dat iets moet gebeur nie, maar ons leef ook met die wete dat daar vir ons uitkoms sal wees en uitkoms
eendag vir ons sal bestaan, wat vir ewig sal duur. Nou, ek het vanmôre net om die ding dalk so bietjie meer prakties te verduidelik in terme van ons wat nou agterbly en ons wat moet aangaan met ons lewe. Nou, die Here Jesus het 2000 jaar gelede het hy op die wolke weggevaar en in die tussentyd moet ons aangaan. Die Here het ons op hierdie aarde geplaas en dat ons moet lewe en moet werk en doen dit wat hy van ons verwag om te doen. En nou ja, baie keer kan ons vir onsself vra, wat is tog nou die sin van dit alles, en ons sien nie dat enige iets regtig gebeur nie, ons leef ons roeping uit, ons verkondig die evangelie, ons help mense, en ons leef op so 'n manier dat mense die Here sal leer ken, en ons nooi mense om kerk toe te kom, en te kom inskakel by geestelike, gemeentelike aktiwiteite, maar dit gebeur maar dat 'n mens dan vir jouself vra, maar is dit die moeite werd? Nou, ek wil vanmôre sommer net aan die hand van 'n eenvoudige voorbeeld, ek het Sondag in die kerk, het ek nou op 'n ander manier met die water gewerk, en iets wat 'n mens daar bysit om daarmee te sê, met daardie inkdruppel, dat dit net een druppel nodig het om 'n verandering te maak. Nou, so kan 'n mens nou by jouself dink, maar net een druppel, wat se verskil kan ek in hierdie wye wêreld maak? Ek is een alleen, ek is een tussen duisende. Nou, ek het so 'n druppertjie saamgebring en sommer net so klein bietjie water. Jy kan maar self verder met die beeld gaan speel. So as ek die lug uitdruk en ek suig nou 'n klompie water hierin op, en ek vat nou 'n volgende glas, wat mens kan ons nou maar speel as dit iets is wat ek van die Here ontvang het, so ek is vol van die Here, kom ons sê die water is dan teken daarvan, en dat ek uitreik na die wêreld wat nie die Here het nie, en of mense wat siek is, of mense wat sukkel en swaar kry, dan kan ek by daardie mense teenwoordig wees, en die roeping van die Here kan ek dan uitlewe. En nou kan ek begin om my roeping uit te leef, en ek doen dit een druppel op 'n slag. Nou, as 'n mens nou onder in die glas kyk aanvanklik, dan sien 'n mens, nee, maar daar gaan nie veel aan nie. Maar so kan 'n mens nou aangaan, daar's 2 druppels, daar's 3, en so kan 'n mens aangaan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en so kan 'n mens aangaan. En weldra begin 'n mens te sien, as jy in daardie glas kyk, dat daar tog iets aan die gebeur is. En die persoon in wie se mens se lewe 'n mens betrokke is en vir wie 'n mens help, kan later in sy lewe, soos wat daar in sy lewe geploeg en geplant en nat gemaak word, kan hy later ook 'n verskil sien. Soveel so dat as 'n mens nou, en ek druk die ding weer leeg, en ek trek hom dan uit, dan kan 'n mens wel sien dat daar tog 'n verskil was. Nou, hierdie verskil gebeur nie oornag nie, en so kan 'n mens nou aangaan, en jy kan al hierdie druppels, kan jy een vir een kan jy gaan tel. Nou, 'n mens sien hierdie verskil, of die input, verskoon die Engels, wat 'n mens in iemand anders se lewe maak, sien jy nie dadelik nie. Baie van hierdie goed gebeur oor 'n lang tydperk. Augustinus word daar van hom vertel dat die ou groot kerkvader, sy ma het 32 jaar lank vir hom gebid. En die dag wat hy toe daar uit die dorp waar hy gebly het, dit was 'n dorpie gewees, het sy ma so oor die hawe uitgekyk, en dis nou as ek die storie reg het, en sy het gesien die skip waarop hy dan die dag sou vertrek het, waarheen? Rome toe. Op daardie stadium was Rome blykbaar een van die slegste plekke in die wêreld gewees.
die moontlikheid vir Augustinus om die Here daar raak te loop en om daar tot bekering te kom, kan 'n mens nou mos maar net vir jouself indink. Dit is seker net mooi 0. En so het Augustinus se ma ook vir die Here gesê, Here, vir 32 jaar lank het ek vir hom gebid. En in plaas daarvan dat daar 'n goeie uitslag in sy lewe sou plaasvind, is dit nou wat gebeur, dat hy na 'n plek toe gaan, waar hy na alle waarskynlikheid nie vir u gaan vind nie, en heel moontlik net verder gaan teruglei. But nobody gets earlier up than God. En juist daar in Rome, daar ontmoet Augustinus die Here en verander sy lewe. En oor 'n tydperk van 32 jaar het Augustinus se ma, het sy maar aangegaan om die druppels van gebed in sy lewe by te voeg en vir hom daarmee te bedien en daarmee te help. En so is wat ons op hierdie manier in mekaar se lewens indra, en soos wat ons ook maar net gaan weggee, want as ek vir 'n oomblik aanvaar dat dit ek die is, en dat hierdie die wêreld is, dan is dit wat ek in my het, wat ek in my dra, is ook maar net iets wat ek gekry het. En daarom kan ek dit wat ek het, kan ek ook maar met vrymoedigheid gaan weggee, sodat ander ook kan deel dit waarin ek en jy deel. En op die manier is ons besig om nie net hemelvaart in herinnering te roep nie, maar dat ons met hierdie blydskap lewe, dis wat die disippels gedoen het, lees ons daar in Lukas, is dat hulle het met vreugde verder gaan lewe. En daarom kan ek en jy met hemelvaart en elke dag wat ons uitsien, ja, al is dit somtyds vir ons moeilik, en al voel ons somtyds om dit wat in ons is nie altyd na ander mense toe uit te dra of in ander mense se lewens te gaan indra nie, dat die Here vir my en vir jou wil gebruik. En dat ons werkend, arbeidsaam, besig sal wees met ons roeping. En nie net ergens in die son gaan sit en wag en hoop dat die Here op die wolke sal verskyn nie, maar dat ons juis in ons besig wees, in ons op pad wees, die Here sal verkondig en op so 'n manier ook gereed sal maak om die Here te ontmoet. En mag dit wat ander mense, baie van ons, die van julle wat nou vanmôre hier inskakel, ons ouers lewe nie meer nie. Die Sondagskool en die Sondagskool tannie en die kinderkraans tannie lewe nie meer nie, maar daardie oom en tannie en daardie dominee was maar almal mense, en pa en ma en oupa en ouma was maar almal mense wat ook maar so in ons lewens ingedra het. Soveel so, dat wanneer ons later in ons lewe kyk, dan sien ons het ook iets wat ons op ons beurt weer nie net in iemand anders se lewe kan gaan teruggee nie, maar ook gaan teruggee en gaan help by hulle by wie ons ontvang het. Mag hierdie vir jou 'n mooi dag wees, 'n seënryke dag. Mag jy ook weet dat dit wat ons in ons dra, die Heilige Gees, dis die moeite werd. Dis die antwoord vir hierdie wêreld. Dis die seën wat die Here in ons lewens kom plaas het, net soos wat water na 'n droë dag, 'n warm dag vir ons 'n seën is, dat die Gees ook vir hierdie wêreld 'n seën wil wees. Here, dankie dat U nie net op die wolke weggevaar het nie, dat U nie aan hierdie wêreld wou ontsnap nie, dat U aan die een kant vir ons gaan plek gereed maak het, dat U regeer aan die regterhand van die Vader.
Dankie dat U ook U Gees vir ons gegee het, om by ons te wees, om ons te omvou, en ook vir ons in hierdie wêreld te gebruik. Mag ons altyd raak sien, hoe dat ons ontvang, maar mag ons ook vrymoedig wees, om op ons beurt ook weer verder uit te dra, en verder te deel. Seën vir ons in hierdie dag. Ons loof U, en ons kyk vooruit, Here, met verwagting, dat U sal terugkom, en dat ons by die hemelse skare sal aansluit. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die Here vir jou 'n baie mooi dag gee en seënryk wees, en tot ons dan vir mekaar weer sien. Ek is nou op pad om vakansie te gaan hou, daar na die warm deel van die wêreld toe. Seën vir jou hier waar jy is, en ons praat eersdaags weer met mekaar. Mooi dag. Totsiens.